U my lei en my bring na U heilige berg, na U woning. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang nou die Here se groetseën hier in sy erediens. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, ons sing Psalm 45, daarvan sing ons die 6de en die 12de vers. In vers 12 sing ons iets van die heerlikheid van die kerk, van die bruid. Dis ons, sing ons in vers 12. En natuurlik is ons heerlikheid en ons eer, is alles geleë in Christus se groot werk en in sy Heilige Gees wat in ons woon. Psalm 45, daarvan die 6de en die 12de vers, en daarna bly ons staan en ons gaan ons geloof saam bely. Tot stand gekom het. Hy ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Geliefdes, ons is die deel van die erediens waarin ons onsself bemoedig en ons spieël ons lewens die lig van die Here se woord. Mag die Here ook so alle hoogmoed, trotsheid uit ons uitweer as ons besef wie ons in onsself is en hoe diep ons sondes is. Ons lees saam uit Deuteronomium hoofstuk 5.
vanaf vers 1. Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here ons God het by Horeb met ons verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself. Ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees oor die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie berou. Mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmagd of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is, sodat jou diensknegt en jou diensmagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het. Dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. En jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis inker nie, na sy landerye of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. As deel van ons verootmoedigings in ons Psalm 37 daarvan, 23ste en die 24ste vers. Daarna gaan ons saam. Onse Vader in die hemele, ver is U verhewe, so het Here Jesus Christus ons geleer om te bid, ons Vader wat in die hemele is.
sodat ons nie aards van U mag dink nie. Here, ons mag sing van U regverdigheid, oortreders word saam verdelg. Wat 'n groot woorde is dit nie wat ons mag sing nie, vir mekaar en vir U. So het ons U regverdigheid uitgebasyn. Oortreders moet verdelg word, uitgeroei word. So het U dit bepaal. So is U regverdig. U kan nie ons sondes onder die mat invee nie. Dan sal U nie meer God wees nie. Ons ken dit uit ons eie lewens, hoe dit vir ons weersin in ons wek, as die onreg seevier, as die boosheid maar net kan aangaan. En daarom is dit vir ons so groot en so wonderlik dat ons mag weet, U, ons God, is regverdig. Laat dit ons dan ook bewend om voor U. Ons weet, ons het dit gehoor uit die wet uit weer. Goed gehoor. Ons weet, ons was hulle wat verdelg moes word. Uitgeroei moes word. Tog U het in ons gewek dat ons U kom ontmoet hier in die erediens, dat U ons wil kom ontmoet hier in die erediens. Ag Vader, mag ons nog nooit klein dink van hierdie erediens nie. Is U die bruid wil kom ontmoet, nadat U haar gewas het, skoon, rein gewas het, in die bloed van Christus. Dis al hoekom ons hier mag wees en kan wees en wil wees vanoggend. En onsself, kla ons sondes ons aan. Ons Vader, dankie dat U ons so begenadig is met U woord. Nie iemand op te stuur die hemele te gaan kyk wie is God vir ons te kom leer nie. U het self na ons toe neergedaal en U self van ons geopenbaar in Christus. Mag ons U meer en meer ken, o Here. Mag U nou hier pragtig werk deur die Heilige Gees hier in die erediens. Mag ons nie onveranderd hier weggaan nie. Hier is U erediens, Here. Dis U gemeente. Dis nie 'n predikantse gemeente of 'n ouderling of 'n diakense nie. Dis net U gemeente. Wil U haar bedien Christus. Met Christus, met die Heilige Gees. Spreek tog nou, Here, die diensknegte en die diensmaagde luister. Breek U self vir ons die woord oop. Dra dit in ons harte in en bring vernuwing, sodat ons hoopvol en troosvol mag lewe. En Christus, as enigste verlosser, sy naam bid ons dit. Amen. Sing nou saam Psalm 105. Waarvan sing ons die 21ste en die 22ste vers. Vers 21. Hy gee hulle in die donker uur die ligkolom, 'n wondervuur.
Vandag is dit Pinkstersondag, die jaarlikse kalender, die Christelike feesdae. Ons gaan hierby stil staan in die prediking. Hier sing ons iets daarvan, 'n ligkolom, 'n wondervuur. Psalm 105, 21 en 22. Ons lees saam met die Here se woord uit Handelinge, hoofstuk 2. Gaan saam lees tot by vers 21. Handelinge hoofstuk 2 vanaf vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En dan kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle? Elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is. Parters, en Meders, en Elamiete, en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos. Sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre.
Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en die deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Tot sover die onfeilbare woord van die Here. Die almagtige God wil op hierdie aarde woon. In 'n mate is hierdie vir ons alreeds 'n verbuisterende gedagte. Op hierdie skepping waar op ons elke dag werk, hier wil die Almagtige kom woon. Partykeer voel hierdie skepping vir ons so nietig. Ons kyk maar net hoe oorloë hierdie skepping heeltemal vernietig. Skepping is so verbygaande partykeer vir ons, so aards. Sien hoe wind net alles verniel of vuur, dan sal niks oor nie. Maar tog, die almagtige God, hierdie skepping, kom woon, onder ons, in ons midde, tussen ons. Ja, eintlik is hierdie nie heeltemal waar nie, ons kom nou daarby. Maar asof dit nie al genoeg is nie. Hoe sou dit vir ons gewees het as die president hier op ons dorp gebly het? Dit sou ons dorp heeltemal 'n ander dorp gemaak het. Dit sou nie meer dieselfde gewees het nie as die president hier op die dorp gebly het. Wie onder ons woon, maak al die verskil. Vir elkeen van ons is dit ook maar belangrik. Ons almal soek tog goeie bure. So besef ons net, wie onder ons woon, belangrik, dit maak 'n groot verskil. En so kom die Here in die Ou Testament, en hy kom woon onder sy volk. Die almagtige God rig sy koninklike tent, sy huis, sy woning op daar in hulle midde. Hy het onder hulle gewoon, in hulle midde. En dit het hulle hele bestaan beïnvloed en bepaal. Die Here was in hulle midde. 'n Groot deel van hulle lewe het daarom gegaan oor die aktiewe aanbidding van hierdie Here in hulle midde, daar by die tabernakel en later was dit gewees by die tempel. Dit het selfs hulle daaglikse lewe, elke dag se lewe en elke dag se arbeid, dit het selfs dit gerig en beïnvloed. Hoekom? Want hulle kon nou rustig arbei en hulle daaglikse werk doen, want hulle het 'n helper en 'n beskermer gehad in die Here. Die grootste God, die enigste God met sy hele heerlikheid, het daar onder hulle gewoon. Praktiese voorbeeld vir ons hieroor is die regering in ons tyd, wat die swaard mag ontvang, soos wat ons lees in Romeine 13. Nog meer prakties by ons, daar's polisie in die dorp, so daar's 'n mate van veiligheid en veronderstel om te wees 'n mate van veiligheid, sodat ons 'n stil en 'n rustige lewe kan lei. Sodat ons werk kan doen en ons dagtaak kan doen. So was die Here in hulle midde. Hierdie profesie van die tabernakel en later die tempel het tot vervulling gekom. Suster, kan jy jou dit indink dat die Here in 'n lap gebou, in 'n materiaal tent, onder sy volk gewoon het? Later was dit 'n klipgebou gewees, die tempel. Wou die Here in 'n klipgebou gewoon het en gelewe het onder sy volk? Was dit die groot bedoeling gewees nog altyd? Nee, natuurlik nie. Die Here wil in die mens woon. In die Nuwe Testament, in Efesiërs en in Korintiërs, daar lees ons dit baie duidelik. Die mens afsonderlik, elkeen afsonderlik word die tempel van God genoem. En die kerk ook in haar geheel word ook die tempel van God
genoem. Die Here wil in die mens woon. Nou is die vraag, hoe is so iets enigstens moontlik? Hoe kan die Almagtige in bose mense kom woon? Lewe. Hoe kan die Heilige God, hoe kan hy woon in onheilige mense? Dis die groot probleem vanaf die sondeval in Genesis 3 af. Mens is van nature boos en geneig om God te haat. Hoe kan God dan in hulle gaan woning maak? Hulle wil niks van hom weet nie. Dis nie al nie, dis nie net hulle wat niks van hom wil weet nie. Hulle is ook afskuwelik vir die Here. Hy kan nie naby kom nie. En suster, ons kan miskien 'n beeld gebruik, die hele tyd hierdie beeld ook weer gebruik. Met alle eerbied probeer ek hierdie beeld te gebruik. Ons kan dalk sê, ons is soos varkhokke vir die Here. Hy kan nie naby kom nie. As Noag uit die ark uitkom, die aarde was niks anders gewees as 'n varkhok toe Noag daardie skip, daardie ark gebou het nie. Ons lees dit baie duidelik in Genesis se begin. Dan stuur Noag eers 'n kraai uit. Hy stuur 'n onrein dier, voël, wat op karkasse teer en dit eet. Dis die eerste voël wat hy uitstuur. Daarna lees ons dat hy 'n duif uitstuur. 'n Rein voël. Lees ons in Genesis 8 vers 9, dat die duif geen rusplek vir die holte van sy voet gevind het nie. Die aarde was skoon gewas, omdat die boosheid van die mens net ongekend geword het in Noag se tyd. As ons iets besef van die boosheid en die kwaad wat in die natuurlike mens is, wat in ons is, of wat in ons was, as ons nog nie wedergebore is nie. Die Here wederbaarheid deur sy Gees. Dan is hierdie nog die ou mens in ons, waarteen ons nog stry. Duisende jare later, lees ons weer van 'n duif uit die hemele uit. Ons lees in die evangelies van die Heilige Gees, wat soos 'n duif op iemand neerdal op hierdie aarde. Liewe broers en susters, dis 'n aangrypende gebeurtenis. Die Heilige Gees, God self, die derde persoon van die drie-eenheid, hy daal neer op hierdie aarde waarop ek en jy elke dag woon. In hierdie skepping daal die Heilige Gees neer. Vir die eerste keer na die sondeval is daar rusplek op hierdie aarde vir die Heilige Gees. God se koninkryk kom op hierdie aarde. Toe die Here Jesus Christus gedoop word in die Jordaan, daar gebeur dit. Miskien daardie geskiedenis. Heilige Gees daal soos 'n duif op hom neer. Christus word gesalf. Maar iets wonderliks is hiervan lees ons in Johannes 1 vers 32 en 33. Johannes die Doper praat en dan sê hy, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal en hy het op hom gebly. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie hy die Gees sien neerdal en op hom bly. Dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Dan besef ons maar die Heilige Gees se koms op Christus. Dit was anders gewees as die hele Ou Testamentiese tyd. Dit kan ons ook maar mooi vashou, die Heilige Gees was nog altyd daar gewees, altyd. Net soos die Seun en net soos die Vader is die Gees ewig. Voordat hierdie skepping gemaak is, was die Heilige Gees al daar gewees. So lees ons lees op baie plekke van die Heilige Gees se werk in die Ou Testament.
Die profete was gesalf en hulle was aangewys deur hulle salwing, daardeur was hulle aangewys, dis wat die salwing beteken, hulle word aangewys en hulle word toegerus. Hierdie twee dinge gaan oor die salwing. Hulle is aangewys en hulle is toegerus vir hulle dienswerk. Die Heilige Gees, Saul, ons lees dat die Gees van God oor hom gekom het en toe profeteer hy. Die boek Rigters is ook vol van die Heilige Gees. Die Rigters, die Gees van die Here kom oor iemand, of ons lees van die Gees van die Here wat byvoorbeeld vir Gideon vervul. Ons lees van die Gees wat die bouers van die tabernakel toerus vir die werk om daardie tabernakel te bou en te versier. Eksodus 31 byvoorbeeld. Die Gees was daar. Die Gees werk nog deur al die eeue heen, die wedergeboorte in God se kinders. Die Gees is die een wat die geloof van die gelowiges werk, ook in die Ou Testamentiese gelowiges. Is die Gees wat oortuig van sonde. Gaan lees maar weer Psalm 51. Ons lees dit daar baie duidelik. Maar vir die eerste keer bly die Heilige Gees op iemand. Die gesalfde. Die Christus. Nie net word Christus verwek deur die Heilige Gees en Maria nie, maar Christus se hele bediening, sy hele bediening hier op aarde word gekenmerk as 'n bediening van die Gees. Liewe broers, God se koninkryk het werklik op hierdie aarde gekom. Wat 'n aangrypende gedagte. Direk na die Here Jesus Christus se doop, nadat hy gesalf word met sy doop, aangewys is en toegerus word vir sy groot bedieningswerk hier op die aarde, dan word hy deur die Gees die woestyn ingedryf om versoek te word. 40 dae. Vallend dat ons daar lees, dit gebeur deur die Gees. Ook net weer daarna, Lukas 4, lees ons dat die Gees lei die Here Jesus Christus weer terug na Galilea toe. Matteus 12, deur die Gees dryf die Here Jesus Christus die duiwels uit. God se koninkryk kom op hierdie aarde. Jesus die gesalfde een, die Seun van God. Die Gees bly weer in 'n man en 'n mens op hierdie aarde in God se skepping. Wat van ons broer en suster? Wat van my en jou? Hoe is dit moontlik om te volhard as 'n Christen op hierdie aarde? Hoeveel vervolging is daar nie op hierdie aarde nie? Sommige Christene word nou doodgemaak vir hulle geloof in God in ander lande. Die vervolging is ook in ons lewens, ons ken dit maar, hoe ons vervolg word as ons Here dien, uitgeskei word partykeer. Hoeveel verleidings is daar nie op hierdie aarde nie? Babylon met haar anti-christelike verleidings en versoekings waarvan ons lees in Openbaring is groot in ons tyd nou. Ons ken die slinkse verleidings, soveel dinge waarmee ons tyd vermors. Ons word verlei. Die wêreld en die dinge van die wêreld sluk ons in. Hoor die evangelie, liewe broer en suster. Hoor die evangelie. Die Heilige Gees word uitgestort met Pinkster en God se koninkryk kom in. God se koninkryk kom binne in God se kinders. Liewe broer en suster, besef jy wat moes met jou gebeur het voordat so iets kon gebeur met jou? Jy moes van 'n varkop verander geword het tot die pragtigste paleis wat daar op hierdie skepping kan wees, wat ons maar kan indink. Dis wat moes gebeur het voordat die Heilige Gees in ons kan kom woon. Ons moes verander word van 'n varkop na die pragtigste paleis wat ons kan indink. Maar die Almagtige kom woon net in die beste. Hy's heilig, hy kan nie die onheil en die onheiligheid weerstaan nie. Op dese aarde is so iets dat moontlik dat die Heilige Gees in ons kom woon.
Hoe kan God met sy gees, met sy heilige gees en armsalige mense soos ons kom woning maak? Hoe kan die Heilige Gees in Petrus kom woon, wat sy Here nie lang tevore verloon het nie? 3 keer het Petrus gesê, ek ken die Here Jesus Christus nie. Hoe is ons sonde nie juis 'n groot struikelblok vir die Heilige Gees se werk nie? Dis die rede, broer en suster, hoekom die Here in 'n tentgebou en later in 'n klipgebou moes gewoon het onder sy volk. Die rede is die sonde, ons sondes. Johannes 7 sê die Here Jesus, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit het hy gesê, skryf Johannes, van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was. Hoe kan die Gees in my en jou woon? Deur die krag van die Heilige Gees gaan die gesalfde, Jesus, die Christus, die Seun van God, deur die krag van die Gees gaan hy die kruis weg in. Hy volhard tot die einde toe. En hy offer homself vir ons en in ons plek. Want soos daar's net een weg hoe die Gees van God in sondige mense kan kom woning maak. En dis deur die offer van Christus aan daardie kruis. Daar word ons heel gemaak. Daar word ons heel gemaak, broer en suster. Daar word ons gesond. Daar aan die kruis word ek en jy nuwe skepsels gemaak, asof ons geen sonde gehad het en ook het nie. Daar word ons heel. Dis die enigste en die enige offer wat kan betaal en kan voldoen. Die offer van die Seun van God self, deur die krag van die Gees. Hoor net hierdie woorde, broer en suster, van Hebreërs 9. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, dis die ou bediening van die verbond, Ou Testamentiese bediening van die verbond, as dit heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Deur die Gees, die krag van die Gees, offer Christus homself. Sodat ons heel gemaak kan word, nuwe skepsele gemaak kan word. Broer en suster, is nie al, die Christus staan op uit die dood uit. Wat 'n magtige Here dien ons nie. Ons dien nie 'n dooie Here nie. Ons aanbid nie 'n kruis nie. Ons aanbid en ons dien 'n lewende Here wat opgestaan het. Hy het al die mag en hy het al die krag. Hy het die dood ingegaan en hy het self die dood oorwin. Hy is die Here, hy is magtige, die almagtige. Juist hy vaar op die hemele in en gaan sit op sy troon. Die koning gaan sit op sy troon, waartoe hy alreeds gesalf is met sy dood. Waar is hy alreeds gesalf as die koning? Met sy hemelvaart gaan sit hy op sy troon. Hy gaan sy heerlikheid in, maar dit was deur die weg van lyding en smarte. Hy is die almagtige op sy troon, hy is Here. En daarom kan hy ook nou sy en die Vader se Heilige Gees uitstort, dit uitgee op sy kerk. Dit gebeur ook 10 dae na die hemelvaart, op die Pinksterfees. Maar dit is baie besonders juis op hierdie fees, maar dis omtrent nou preek op sy eie ver diepte hier in te gaan, maar Pinksterfees, of op die fees van die weke, soos wat dit genoem word. Juist op hierdie fees kom die Heilige Gees, of ook genoem die Oesfees. Maar net een kort opmerking hieroor, soos dat kyk hoe besonders kom die feeste van die Ou Testament tot vervulling in die Nuwe Testament. Elke fees van die Ou Testament, 6 of 7 feeste was daar gewees. Elke fees het 'n aspek van ons verlossing in God die enig verkondig of geprofeteer. Elkeen van die Ou Testamentiese feeste het dit geprofeteer en dit het tot vervulling gekom. Die Evangelies en in Handelinge
hier kom die oesfees, of die fees van die weke, kom tot sy vervulling. Die oes kom in 'n magnifieke grootheid. Nie net meer mense van een volk nie, maar van alle volke op hierdie aarde. Wat gebeur in Handelinge 2? Ewe skielik kom daar uit die hemel uit 'n harde geluid wat klink soos 'n geweldige rukwind. Ons almal ken die geluid van 'n stormwind wat aankom. Letterlik staan hier die geluid soos van 'n sterk wind wat goed optel. 'n Wind wat bome ontwortel. Dis geweldige geluide wat hulle gehoor het. 'n Groot geluid. En hierdie geluid het daar die hele huis gevul. Dit was so geweldig, dit was so 'n slag gewees dat mense aangestroom gekom het om te hoor en te kyk wat hier nou aan die gebeur was of is. Maar dit was nie die enigste teken wat gebeur het nie. Daar was nie net iets gehoor nie, daar was ook iets gesien. Hulle sien dit ook met hulle oë. Hulle sien tonge soos van vuur. Maar hierdie tonge was opvallend gewees. Daar staan baie duidelik in vers 3, dit het verdeel. So dit het verdeel en toe op elkeen van hulle gaan sit. Dis wat ons mooi moet raak sien hierso, broer en suster. Die Heilige Gees word nie net vaardig oor een man, soos in die Ou Testament, soos oor die koning of oor 'n profeet nie. Of die Gees van die Here kom nie op 'n man nie, maar op elkeen van hulle. In vers 1 tot 4 word dit telke male herhaal. Almal, die hele huis, op elkeen, almal is vervul. Geweldige tekens wat ons hiervan lees. Groot geluid en tonge van vuur. Hierdie wil onder andere wil dit vir ons een ding beklemtoon. En dit is dat hierdie gebeurtenis wat hier gebeur het, was 'n gebeurtenis wat eenmalig gebeur het. Dis 'n gebeurtenis wat nie weer gebeur het nie. Vir die kerk is die Gees net een keer uitgestort. Net soos wat Christus ook net een keer gebore is en net ook net een keer gesterf het en ook net een keer opgestaan het en een keer opgevaar het, so het die Gees ook net een keer gekom. En hy het hier gebly. Handelinge 2 gebeur net een keer. Toe vul die Heilige Gees hulle. En hulle begin spreek in ander tale. Dit sê vers 4 baie duidelik, tale soos die Heilige Gees vir hulle gegee het om uit te spreek. So hulle het dit gepraat. Verskillende tale. Daar was natuurlik 'n baie groot groep mense gewees daar in Jerusalem, want almal was daar vir die fees gewees. Dit was een van die 3 groot feeste wat 'n Jood van daardie tyd moes gevier het. So vir elke een van die 3 groot tye van die jaar, vir die 3 groot feeste, het hulle van oral oor, kan ons sê die wêreld gekom na Jerusalem toe, om hierdie groot fees te vier in Jerusalem. Daarom lees ons van soveel verskillende mense, met soveel verskillende agtergronde en volke en tale wat daar was. Een ding wil Lukas dan veral beklemtoon, hierdie mense was verstom gewees. Hulle was verbaas. In vers 6 en vers 7 en in vers 12 word dit weer en weer gesê. Hulle kon hulle ore nie glo met dit wat hier gebeur het nie. Hier is hierdie Galileërs met hulle eie moeilike aksent waarmee hulle gepraat het. Hier praat hulle in al die verskillende tale. En elkeen kan God se groot dade hoor in sy eie taal. Hulle is verstom wat hier gebeur. Broer en suster, ons sluit af, daar's 2 toepassings wat ons hieruit kan maak vir onsself. Die eerste toepassing, Heilige Gees word hier verdeel en kom op elkeen van hulle en elkeen van hulle het geprofeteer, het gespreek van God se groot dade in Christus. Ons kan sê die Heilige Gees word uitgestort op die hele kerk van daardie tyd.
Nog nader kan ons sê die Gees word uitgestort op die hele gemeente. Nou begin ons dit toepas op ons. Liewe gelowige, die Gees van God woon en bly in jou. Grond van Christus se volmaakte verdienste en werk. Elkeen in die kerk word toegerus vir sy of haar dienswerk. Elkeen. Die bediening is nie meer die bediening van die predikant nie, of die bediening van die ouderling of die diaken nie. Ons moet die ouderling na hom toe gaan, hy is ons middelaar, of die predikant, hy is ons middelaar nie. Die bediening is die bediening in die kerk van die gelowige, van elke een. En die ampt is daar om die ampt van die gelowige op te bou. Jy het al die toerusting wat jy nodig het, geliefde, deur God se Gees wat in jou woon en in jou bly, en sy Gees wat werk deur sy woord. Dis die Siamese tweeling, die Gees en die woord kan nie van mekaar geskei word nie. Jy het alles wat jy nodig het om tot diens te wees vir die Here, sy kerk en in sy koninkryk. Gaan wees diensbaar in die Gees, geliefde, in die krag van die Gees. Deur die woord. Tweede toepassing wat ons hierdeur kan maak. Koninkryk van God kom met groot krag oor die hele aarde. Dis waar die hele boek Handelinge vir ons nou gaan uitwys, na Handelinge 2. Dis nie meer net die Jode nie, ten minste die Jode van daardie tyd, dis nie meer net die Jode nie. Sy opmerking, die Jode van vandag is nie gelyk aan die Christene nie, ons moet nie daardie fout maak nie, die Jode is nie Christene nie. Maar die punt is, die koninkryk van God gaan na alle volke toe, na alle tale toe. Dit word ook seker 3 keer hier gelees en lees ons dit hier in Handelinge 2. Alle tale toe. Deur die krag van die Gees kan ons gaan getuig waar ons ook al gestuur word deur die Here in sy koninkryk. Dis wat gebeur hier in Handelinge 2. Toegepas op ons kan ons sê dat God se koninkryk nie maar net hier in die gemeente is nie. Pinkster roep ons juis op om verder te kyk as net ons gemeente. Pinkster roep ons op om nie net na binne gefokus te wees nie, maar ook na buite. Die evangelie gaan na almal toe. Na almal wat daar was rondom hulle. Na almal hier wat in ons dorp en ons omgewing bly. Sommige gaan gelowig word, op daardie dag was daar 3000 siele toegebring tot die kerk. Sommige gaan spot en sê, hulle is vol soetwyn. Die Heilige Gees is uitgestort. In die ware gelowige in. In ons midde nie, in ons. Christus het ons kom herstel, kom herskep, kom nuut maak. Wat 'n groot gebeurtenis was Pinkster nie. God self kom woon in sy kinders, die almagtige, die heilige God. Woon sy kinders. Amen. Broer en suster, kom ons antwoord ook op die woord en dan sing ons van die woord. Uit die woord uit. Psalm 68. Daarvan sing ons die 7de en die 8ste vers. Vers 7 se laaste deel, God self het hierdie berg begeer om daar in lig in glans en eer volmaakter, skoner, witter as sonneglans en sonneskoon vir ewig by sy volk te woon en voor hulle oog geskitter. Iets van Pinkster kom hier deur. Vers 8 ook. Jy het omhoog gevaar vol eer, die kerker was die buit, o Here, en gawes is die beloning, wat neerdal op die mense kind. Grootste gawe wat Christus gegee het nadat hy opgevaar het, was die Gees. Selfs wie opstandig is, die vind by U, o Heer, 'n woning. Psalm 68 vers 7 en 8 en daarna gaan ons saam bid.
heen van u woord, sien ons u almagswerke. Ons sien u getrouheid, hoe u herstel gebring het. Seker die grootste ellende wat daar op hierdie aarde kon gebeur het. Genesis 3. U is altyd getrou. U bring herstel, u bring vernuwing. Dis ons hoop, Here. Ons dankie dat u ons hierdie lewende hoop gee. Dat u ons kom troos, nie met onsself nie, asof ons goeie mense is, maar dat u ons kom troos met u groot werke. Ons bly by u dat u ons oë sal rig op u in die geloof, o Here. Al wat die kerk gedoen het, is om te gewag het. Apostels het gewag. 10 dae lank het hulle gewag. Kom nie met die Gees. Dan kom daar krag oor hulle. Dan begin u met die groot werk. Deur u instrumente. Maak u ons toch bruikbare instrumente in die koninkryk en in die kerk, o Here. Ons blus die Gees so baie uit. Ons bedroef die Heilige Gees so baie. Ons wil ons eie koninkrykies bou. Wil dinge laat geskied soos wat ons dit wil. Ons pleit dat u ons met die Gees sal vol prop met die woord. Dat ons dit sal uitbasyn en dit sal sing en dat ons deur die Gees sal herinner word aan soveel gedeeltes en beloftes van die woord. Dis wat ons nodig het teenoor ons groot vyande, onsself en die duiwel en die wêreld. Ons oog is op u, o Vader, u wat u self aan ons gebind het in die verbond met ons. Ons prys u en ons loof u. Herstel wat u gebring het, operasies wat kon gebeur, herstel na operasies. Ons weet, u is die een wat lewe gee en u is die een wat lewe neem. Vir elke mond en vir elke liggaam, vir elke siel wat u nog kan loof en aanbid en verheerlik op hierdie aarde, wil ons u ter dank loof. Ons bid, die koninkryk mag kom. Mag ons nederig buig na die gesag van u woord. Wek in ons 'n lus, 'n groot ywer en 'n verlange na u woord, Here. Waar ons daarvan dat die woord ons verveel, kom tog deur die Gees as ons die woord lees, mag dit in ons vlam, ywer wek. Here, ons bid vir ons kinders dat u hulle sal bewaar. Waar die aanslag hulle ook groot is, mag u hulle Christus inplant en in die waarheid van u woord lei. Ons bid vir elke ouer, u vir ons sal gee wat nodig is, sodat ons ywerig ons kinders leer van u en mag evangeliseer. By elke huwelik staande hou, Here, elkeen ook na babies wat nie getroud is nie, wat u so na die roeping geroep het. Ons bid hierdie dinge, o Vader, ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing saam Psalm 33 daarvan die eerste en die derde vers en daarna stuur die Here ons weg. Ook hierdie erediens te gaan voortsit, stuur ons weg met sy wegstuurseën.
Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, sy die almal.